Jy sien gevaar. Nee, daar's nie 'n slang by jou voete nie. Of 'n spinnekop op jou skouer nie. Daar's nie eens 'n trok op pad om jou te tref nie. Dis iets baie erger. Dis die grootste gevaar in jou geestelike lewe. Klein keuses. Die grootste gevaar in jou geestelike lewe gaan nie skree nie. Dit gaan fluister. Dit klink soos, dis nie so erg nie. Net hier een keer. Niemand gaan weet nie. Jy verdien dit. En dis dan hoe meeste van ons wegdryf van God af. Nie deur een groot besluit nie, maar deur baie klein keuses. Ons sien dit in die lewe van Saul. God het hom 'n duidelike opdrag gegee. Maar hy het net gedeeltelik gehoorsaam. En by gekonfronteer word, sê hy, maar ek het die Here gehoorsaam. Hy het regtig geglo hy's okay. Maar dan antwoord Samuel, om gehoorsaam te wees, is beter as offerande. Met ander woorde, God soek nie jou verskonings nie. Hy soek jou gehoorsaamheid. Want hier is die waarheid. Partial obedience is nog steeds disobedience. En daai fluisterstem is nie onskuldig nie. Jakobus sê, elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeertes weggesleep en verlei word. Dit begin klein, 'n gedagte, 'n verskoning, 'n kompromie. En voor jy weet, groei dit. Daarna bring die sonde die dood voort. Dis hoe ernstig dit is. So ek wil vir jou vandag vra, hoe fluister daardie stem in jou lewe? Is dit iets wat jy kyk, iets wat jy doen, 'n houding, 'n geheim? Moet dit nie as onskuldig afskuif nie. 1 Korintiërs 6 vers 18 sê, vlug vir die sonde. So as daardie stem van ons kompromie opkom, hardloop asof dit 'n slang is.